Ja, sê. Okay, prys die Here. Halleluja, broers en susters, weer eens baie welkom. En ek is ook gewoon om te dink dat let's go down to that river. My broers en susters, jy sal sien, ek het altyd my Bybel by my, maar ek lees die woord is gelees, is in hart, is my gees, is my siel, is my hele lewe, die woord van God is binne my, en ek kan rechtig, na die dienst, wil ek aan vir al die skrifte gee, daar seker 50 van hulle, maar dit gaan vir my net oor, om gehoorsaam die Heilige Gees te wees, om te doen wat die Here sê, en om die Here groot te maak, en ek dink dit vir myself, toe Jesus in die rivier afstap, na Johannes toe, dat so bewonders was dit, dat ons God in die rivier afloop, en hy sê, Johannes, loop my. En Johannes sê, Here, ek het nodig, om deur u geloop te word, en die Here sê, Johannes, dat die woord van God vervul word, loop my. En die Here sê, ek wacht vir julle vanmôre by die rivier. Volgende, terwyl ek weer besig was, en ek geleed is, ek is so 'n bietjie gebid, en geleed weer 'n bietjie, en dit klink eintlik baie snaaks. En die Here praat met soos ek op skool was. Het jy 'n crash op iemand gehad? Ek dink dat kan praat van 'n crash, almal weet wat beteken 'n crash. Jy het 'n meisie dit is nie dit. En die meisies het weer 'n crash op haar oog. Maar nie een het van mekaar geweet. En die Here sê vir my, so baie mense het 'n crash op my, maar dat ken my nie. En hoeveel van ons het al ware ontmoeting in die lewende God gehad? Hoeveel van ons weet dat Jesus Christus lewe vermoor hier binne my? Hoeveel van ons weet vermoor dat die Heilige Gees dit borrel uit soos 'n lewende fontein? Nie brakwater nie, maar soet water, my broers en susters. Want die Here weet van elkeen wat 'n crash op het, maar hy weet hoe dit nog nooit om uitgekom nie, om te sê, Here, hier is ek my God. Soos wat Johannes nie gedoop is ek vermoor by u, Here. Ek is vermoor by u om vir u te sê, my God, vergewe my sondes. Vergewe dit wat gekom dit in my lewe, Here. Ek het vanmôre gekom op die plek waar ek besef, Here, ek het u nodig, my God. Ek het u nodig, ek het nodig om voor u te kom. Ek het nodig vanmôre om te kan weet, my God, down by the river, you are waiting for me. En Here, ek wil nie die tyd uitstel nie. Ek wil nie, Here, die sondes lewe nie. En ons dink so baie maal, wat ons doen is alles alright, dit is fijn, dit is nie so 'n groot sonde nie, dit is nie so klein sonde nie. 'n sonde bly 'n sonde, my broers en susters. Jy sal sien, daar is 3 glase daar, wat in Nederland nie sal demonstreer, wat precies so weer. Maar die Here het vir ons, toe hy ons geskaap het, heilig geskaap. Toe ons uit ons moeder uitgekom het, was ons heilig. Ons was skoon. Ons was sonder sonde gewees. Dat was die sonde, dat is die sonde in die babie nie. Dis hoe God ons geskaap het. En dis die wens van God en die wil van God, hoe ons groot geword het. Jesus Christus kom op die aarde. En hy kom lewe as 'n mens, hy los sy goddelike amp in die hemel. Johannes 1:6 sê in die begin was die woord was met God, en die woord was God gewees. En Jesus kom aarde toe, word gebore soos 'n mens, word groot soos 'n mens, maar sonder sonde, soos wat hy in die hemel was, soos wat God bedoel het vir my en vir u vermoede, om sonder sonde te kon gewees het. En almal verwerp die Here. Daar is niemand wat hom toe kom en sê, Here, ek sê, as ek eendag in die hemel kom, wil ek vir Maria Magdalena ontmoet. Ek wil vir haar vra, wie het vir haar geleer om iemand so lief te hê? Die Here het 7 demone uitgedryf en sy het 'n navolger van God geword. Sy het die Here net nooit iets haar oog uit verloor nie. Sy was altyd by die Here. As sy haar kry, dan huil sy, en sy was die Here se voete met haar trane, en sy droog sy voete af met sy hare, met haar hare. En dan kom haar en sê, Here, kyk Maria,
Hulle sal altyd die hê, ek sal my moet altyd die hê, hulle kon nie verstaan. En ek dink dis waarom vermoed die kruis nie oopgraf. En Jesus hulle allemaal probeer vertel wie hy is, maar niemand het regtig geglo. En hulle wil hom gestenig, hulle wil hom net doodgemaak. Hulle kon nie glo dat God as 'n mens op hierdie aarde kon gekom het nie, want ons het dan die wette van Moses. Dis reg. Maar die wet van Moses het jy geoffer. En daai offer het dit 1 jaar gegeld. So sodra jy die offer gegee het en hy, hoofpriester het die offer in die allerheiligste ingevat, my broers en susters, en jy het omgedraai, dan het die sonde alreeds begin vir die volgende wêreld, vir die volgende jaar in jou lewe. Jou sonde het daar begin, van die jaar is toen ek betaal, nou moet ek weer vir die volgende jaar oppas. En ek moet lees onder die wette van Moses, het is interessant, en as kies nog, het om ons so van my bly. En dit is interessant, hoeveel wette dink jy het, as daar van Moses gewees. Net interessant, 613 wette, wat die elke liewe dag moes gehoorsaam gewees. Ek het gehoor, 613 wette, nie die 10 gebooie, die wette van Moses, Moses, ons moet lewe van Moses. Maar Moses het al van Jesus geweet. Want hy sê vir die Fariseërs, maar Abraham was hy alreeds. Ons sê mense op Gees 50, jy nie vir Abraham gewees het. Want hulle kon nie sien, en dat laat God, ja, dit is nie die heiligheid vir die Here in hulle. Jy sien, dit is ek sê die Here geef my boodskap, en dan as ek bedien, vat my, kom maar weg. So vergewing, asseblief. En ek dink die Here, ek sê iemand wat hier die boodskap al het, en halleluja, weet jy wat ek nog nie sal het, kom ons bid net, die Hemelse Vader, baie dank my God, Here, vergewe my wat, ek so opgewonde raak met die dinge van die Here, Vader, dat ek die belangrikste van alles vergeet om vir jy te sê, dankie Here, dankie vir die Heilige Gees wat vanmorgen in ons midde werk, dankie Here, dat die werkkaart deur ons vloei, dat die elke hartse deur vanmorgen, my God, ons weet vanmorgen, die knop sit in die binnenkant van die deur, en Here, jy kan nie die deur van my af oopmaak nie, dis ons wat vanmorgen die deur moet oopmaak, en sê Heilige Gees, Here, jy is welkom in my lewe, kom vanmorgen in my lewe, en Here, maak vir my een nieuwe mens, en God maak vir my dit wat jy wil hê moet wees, Here, maak vir my instrument in die hande, Here, dat ek van die mense buiten om my sal weet, dat het iets niets in my lewe plaas gevind, my God, die heerlijkheid van God raak so baie binne in my Vader, en ek raak so opgewonde oor die dinge van die Here, my God, wat ons lewe in die lewe wacht, ons gebed, Vader, ons lewe 24 uur op dag saam met u, met die Here, en ons geef u die lof en prys en eer, Vader, my Here, baie dankie, dankie dat ons by jou net kan stilstaan, om net u te loof en te prys, te eer, Here, maar kan die lof en eer behoort aan u, en ek sê vir u, dankie my God, mag u elkeen aanraak vanmorgen, Here, mag u die woord lewe, want my God, u lewe en u opgestaan, die graf is leeg, en ons God lewe, Vader, in die naam van Jesus, eer ons u, en ons sê vir u, dankie, amen. Halleluja, skies broers en sisters, ek raak so opgewonde oor die dinge van die Here, dat as ons vergeet mens om te begin met die begin, weer dat hy maar weer so kan vat, en hier so weer die veld af, en dan sê Paulus, jy moet begin met die begin, en dan moet die net te begin. So, wat het ek al gesê, Jesus kom toe, en het sê, apostels en allemaal, en ek bly hulle vertel aangaande Jesus Christus, van homself, wie hy is. Maar dan kom jy op die punt om te sê, wie is die Here regtig? Van, ek praat nie meer op wat terug. En, so, dit is regtig, dit is die prijs die jy dank Here. Die vijand sal alles doen, dat die heerlijkheid van God nie kan werk. Maar ek dank God, dat die Here is groter as die vijand. En
ons het lastig gebid dat die inbreuk in ons goed omsteur nie, want ek moet dit recht en moeilijk gehad, maar eer en ja, wat is dit aangaan? En daar is hoeveel die Here nog ons, en ek preek die baie op, ek preek dit soms in die vir die eerste is, en dan die Here laat jy my nog, ek vergeet alles, hy verkeer om net my beperkings teruggejaag. Ek is ook gewoon oor die dinge vir ek so dag en nacht, ek praat oor die goed van God, want alles is so prachtig van die Here. En, oor die Moses met al sy wet en goeders. En Jesus Christus kom. En ek dink hierso, dan vind die dinge wat eintlik interessant is. Die Here gaan op die berg en dan sê daar 5000 mans wat kom. Dis onder hulle vrouens en kinders. En die apostels kom en sê, Heer, ons moet hulle wegstuur, want hulle gaan kos kom. En die Here sê, nee, voed julle hulle. Sê, Heer, ons het nie. Wat het julle? Ons het 5 brood en 3 visse. En as weer as 10.000 mense, die Here sê, gee dit van my. En die Here van die 5 visse, die 5 broodjies en die 3 visse, en hy kyk aan die Vader, en die breek die brood, en hy gee sy apostels, en die apostels breek die brood, en begin uitgee, en uitgee, en uitgee. Toe allemaal klaar gee, dit gaan die apostels en hulle, maak 12 mandjies, dat oorgebleid vol, 12 mandjies. En die volgende moorde kom die skare by mekaar, en ons soek die Here, maar die Here het oorgeval, hy is aan die andere kant, en hulle is achterna. En ek dink, die is iets wat op naam naaklee. En hulle soek die Here, en toe hulle omkryk, sê die Here vir hulle, julle soek nie na my, om na my woord te luister. Julle soek na my, so dat ek julle kan voed, en julle nog verstaan gaan. Julle soek nie na my, om na my wonders, my tekens te sien. En ons sê, Here, geef ons 'n teken, dat ons kan weet. En ek dink op myself, Here, het gister 10.000 mense gevoed met 5 broodjies en 3 visse. Wat so groter wonderwerk wil julle nog van die Here hê? Wil julle werklik waarheid die Here moet vir jou optel hierso en in Italië van die sit weer terugbring? Wat verwag die mense van die Here? God sê ek is soos ek is. Hy sê ek is die groot, ek is daar niemand voor my of na my nie. Ek is. En ek dink die mooiste was vir die Here by die put kom. En die Samaritaanse vrou kom en sy sê water, en sy sê, en die Here vraag, geef my op vir jou water om te drink, en sy sê, hoe is dit dan nou, wat jy wat die Jood is, vir my wat die Samaritaanse vraag vir water, want in daai jare het die Jode die Samaritane nie moet weggekom, en die Here begin haar geskiedenis haar uitleg, en toe die Here gaan sê, maar jy het 5 mans gehad, toe besef sy, hier plaas met iemand wat geet, en die Here sê van jou, die eerste keer, as jy goeie goed is. Maar jy het van gesê, want ek is goed. En die wat jy nou weer bly is die jou man. En die Here leef van haar lewe uit. Hy sê, maar as jy drink van die water, sal ek jou goed gee vermoorde. As jy nooit weer dors word. Jy sê, jou lewe moet weer dors word nie. En sê, vraag toe maar, hoe drink jy dan nie vir jou? En as jy weet wie jou praat, dan moet ek mooi luister broers en susters. Die Here openbaar hom as Christus aan 'n heilige. En hy sê, ek is die Christus. Ek is die Christus, die Messias, wat hulle verwag, dis ek. Aan 'n heilige vrou, iemand wat nie die woord ken, verskyn die Here en hy openbaar na wie is het? Maar ons wat die Gees van God in ons binneste het, wat sê, en ek dink dis van hierdie van die Here van die hoofd met gepraat het van, ons dink op eenmaal, ons ken die Here, maar ken ons regtig aan die Here? Ken ons regtig aan die Here? Ek het nou dat 'n getuie gehoor van 'n oom wat 50 jaar sit in die gemeente, en hy sing, en hy dien die Here 50 jaar lang. En die pastoor
kry opdrag van die Here af. En hy gaan praat met hom en sê, kom, jy dien die Here al 50 jaar, of jy gaan kerk vir 50 jaar. Maar jy het nog nooit jou hart vir die Here gegee. Vir 50 jaar, as hy elke diens in die kerk, maar hy het nog nooit sy hart vir die Here gegee. En hy gee die aand sy hart vir die Here 2 dae later sterf. Dis die God wat ons dien. Hy wil hê jy moet verloor gaan. Ek dink vandag as wesselsbron moet weet wat die Here in stoor het vir ons. As die wêreld dit moet weet, hoe voel dit om werklik waar 'n wedergebore Christen te wees, 'n wedergebore kind van God te wees. Dit maak nie saak wat die mense vir my sê nie. Dit maak nie saak hoe jy preek en jy vergeet miskien 'n preek of wat nie. Ek is al heeltemal op weg my boodskap dat ek moes bring. Maar die Here weet hoe. En miskien moet ek net vir hierdie demonstrasie wees. Hier sal jy sien. Nie gaan praat. Hierdie glas stel God voor. Hierdie glas stel ons toe ons gebore is. Heilig soos God. Hierdie is die Satan. En die Satan kom toe ons groot te word. En al die heiligheid van God het ons uit. En dan denk jy, dis fijn, maar dis is net 'n klein sommetje. En dan kom hy en dan voor hy nog 'n bietjie meer. Maar toe Jesus Christus op die kruis ons gesterf en bewus is, toe vat hy die Satan en sy sondes. En die Here staan vanmôre by ons. En sy gee my jou sondes vanmôre. Dit is wat die Here van ons vanmôre wil. Dat ons heilige God wil lewe. Dat ons die Heilige Gees van God toelaat. En ons binneste. Laat die Here die sondes vat hy vir ons gesê het op die kruis. Ek sê vanmôre aan Karel, weet jy, as ek my oor toe maak, dan sien ek my God het mekaar uitgewik en hy is geskeer en hy is vervloek en hy is vast en speker en die kruis het 2 kante my goedies en sisses. Hy het 'n voorkant van Christus aan en dit 'n agterkant. En die agterkant is wat jy daar vanmôre sien. Soos wat jy as jy jou sondes vir die Here gee, dan kom jy heilig uit. Van die Here vat jou sondes op hom. En hy sê, jou sondes is saam met hom graf. En die graf is leeg. Die graf is leeg. Maria kom voor die graf en sy sê, toe sê die 2 engele sien, wat het julle met hom gedoen? Sê net vir my, ek sal hom vat. Sê net vir my, wat het julle met hom gedoen? En sy hoor die Here hier agteraan, sy binde sy neem en sy sê, meneer, asseblief, sê net vir my, wat het julle met hom gedoen? Ek sal hom wegvat. Sê net vir my, wat het julle met hom gedoen? Vanmôre staan die Here voor u, vanmôre my broers en susters, en hy sê net vir u, sê net vir my, wat moet ek nog doen vir julle? Wat moet ek nog doen? Om vir julle te bewys dat ek werklik opgestaan het en die dood het op. Dat ek julle so lief het, dat ek al die pyn gevat het, ek het al die spel, ek het al die vernedering, ek het alles gevat. En dis wat die Here vir ons in kruis gedoen. Dat ons heilig kan wees. Skoon gevat die bloed van Jesus Christus. Zoals die Here vanmôre voor ons kan staan, ons kan sê, dankie Here. Dankie vir die kruis, my God, en dankie vir my graf. Dat Maria oor, toe die Here van haar sê, Maria, dis is jy dan. En ek dink maar die man het afgeloop om die Here te gryp, en die Here sê, Maria, stop. Ek het toch nie opgevraag. En dis ook my sê, as ek een vir die hemel kom, bly nagaan word, gaan die gesprek moet so lief.
om God so lief te hê. Nie sy apostels, nie sy ma Maria, niemand, nie sy broers, niemand was daai graf. Maria het gegaan. En toe hardloop sy. Ek dink, sy het die 100 meter aan die rekordtyd afgehard. Of die apostels sê, die Here lewe die graf gesteef, ek het Jesus gesien. Is dit nie ons verhoor as ons hier uitgegaan? En ons loop ons vriende raak, as jy weet jy wat, ek het verhoor ontmoeting met die Here gehad. Ek besef nou wat het is, om ek van God te wees. Uit my hart, dit precies so voordat my gewet, ons hart speel, het dit een deur opmaken, en hy sit in die binnenkant. En Jesus sê, ek staan by jou deur en klop, en as jy my stem hoor, het die deur opmaken. So ek sal met jou inkom, sal met jou goed kom op te doen. Maar ons op die deur opmaken, die Here kan nie, en die klop is die binnenkant. God kom op my af. Maar as ons die liefde van die Here kan ervaar, en besef die liefde wat God vir ons het, en as ons kyk wat daar gebeur het, die bloed van Jesus Christus, is die heilige en die skryf. Hy is die rijkseker van God is. Baie mense dink as die groot gedoop is, dat hy die trekkaart kerk van wat jy wil. Dis nie die begin van jou lewe. Baie mense se doop dat op nooit recht wat die Here gedien het. Maar omdat sy familie of vriende kom van vandag om gedoop te word, dat doen hulle dit. Maar jy word gedoop, jy word saam met Christus begrawe, en jy staan saam met Christus en hy graf op. En jy het leef by heilige lewe. Dan weet jy wat is sonde en wat is die sonde. Die Here sê, dat sal jy en die kring van die sport sy wegweer. Jy sal nie meer met hulle praat, wat jy oor die dinge van God praat nie. Nie omdat jy heilig is nie, maar as ek goed jou oor besoedel nie, sodat jy nie hoor van die wêreld en dat ons kom gaan lewe, soos dat die ou profete gelewe, die ou apostels, kerk of wat, die ou profete, die apostels, hoe hulle geleef het. Hulle geleef by die Here. Ek dink ek en afsluit met die gedagte van Will Smith op 'n skoolbank om 'n afspraak. En hy vra om te kom sien het. Will Smith sê, dis goed. En hy wacht om met die pastoors in die trein en hy laat aan heel af. Stap daar in Will Smith's huis, by so die pad, toe staan Will Smith op met die pennek en hy groet hom as Will Smith. En hy draai om, gaat terug na sy huis en die pastoors gaan by die werk en hy kyk of wat is die Jezus. En hy pastoor toe terug huis terug. Hy reën op weer 'n afspraak. Kom maar weer aan om stap na Will Smith. Selfde stoor. En ek groet op Will Smith draai om, gaan hy huis. En die derde bal, pastoor weer 'n afspraak met Will Smith. En toe ek die pad gestap kom, staan Will Smith op en maak die klein hek voor. Sy voel welkom. En hy sê, pastoor, ek was gedink op wie jou graaf of wat. Dis die derde